Eksodus 16, die kwartels en die manna, die Sabbat. Toe hulle van Elim af wegtrek, het die hele vergadering van die kinders van Israel in die woestyn Sin gekom, wat tussen Elim en Sinai lê, op die 15de dag van die 2de maand na hulle uittog uit Egipte land. En die hele vergadering van die kinders van Israel het teen Moses en teen Aaron in die woestyn gemurmureer. En die kinders van Israel het aan hulle gesê: Het ons maar in Egipte land deur die hand van die Here gesterwe, toe ons by die vleispotte gesit en volop brood geëet het, want julle het ons in hierdie woestyn uitgelei, om hierdie hele vergadering van honger te laat sterwe. Toe sê die Here vir Moses: Kyk, ek sal vir julle brood uit die hemel laat reën, dan kan die volk uitgaan en die dagmaat van elke dag insamel, sodat ek hulle kan beproef of hulle in my wet sal wandel of nie. En op die 6de dag, as hulle berei wat hulle inbring, sal dit dubbel soveel wees as wat hulle daagliks insamel. Toe sê Moses en Aaron aan al die kinders van Israel: Vanaand, dan sal julle weet dat die Here julle uit Egipte land uitgelei het. En môre vroeg, dan sal julle die heerlikheid van die Here sien, omdat hy julle murmurering teen die Here gehoor het. Want wat is ons dat julle teen ons murmureer? Daarop sê Moses: Dit sal gebeur as die Here julle in die aand vleis gee om te eet en in die môre volop brood, omdat die Here julle murmurering hoor wat julle teen hom murmureer. Want wat is ons? Julle murmurering is nie teen ons nie, maar teen die Here. Verder het Moses met Aaron gespreek: Sê aan die hele vergadering van die kinders van Israel: Kom nader voor die aangesig van die Here, want hy het julle murmureringe gehoor. En onderwyl Aaron die hele vergadering van die kinders van Israel toespreek, draai hulle na die woestyn toe, en met eens verskyn die heerlikheid van die Here in die wolk. Ook het die Here met Moses gespreek en gesê: Ek het die murmureringe van die kinders van Israel gehoor. Spreek met hulle en sê: Teen die aand sal julle vleis eet en in die môre met brood versadig word, en julle sal weet dat ek die Here julle God is. En in die aand het daar kwartels opgekom en die laar oordek, en in die môre was daar 'n doulaag rondom die laar. En nadat die doulaag opgetrek het, het daar oor die woestyn iets gelê wat fyn en korrelrig was, fyn soos ryp op die grond. Toe die kinders van Israel dit sien, sê hulle vir mekaar: Wat is dit? Want hulle het nie geweet wat dit was nie. Daarop sê Moses vir hulle: Dit is die brood wat die Here julle gee om te eet. Dit is die saak wat die Here beveel het, samel daarvan in, elkeen na sy behoefte, 'n omer vir elke persoon, volgens julle sieletal. Elkeen moet dit neem vir die wat in sy tent is. En die kinders van Israel het so gedoen. Hulle het ingesamel, die een baie en die ander min. Maar toe hulle dit met die omer meet, het hy wat baie ingesamel het, niks oorgehad nie. En hy wat min ingesamel het, nie te min nie. Elkeen na sy behoefte het hulle ingesamel. En Moses het vir hulle gesê: Niemand moet daarvan laat oorbly tot môre toe nie. Maar hulle het nie na Moses geluister nie. Sommige het daarvan laat oorbly tot die môre toe. Toe kom daar wurms in en dit bederwe. Daarom het Moses baie kwaad geword vir hulle. En hulle het dit môre vir môre ingesamel, elkeen na sy behoefte. En as die son warm word, smelt dit weg. En op die 6de dag het hulle 'n dubbel porsie brood ingesamel, 2 omers vir elkeen. En al die owerstes van die vergadering het gekom en dit aan Moses vertel. Toe sê hy vir hulle: Dit is wat die Here gespreek het. Môre is dit rustig, 'n heilige Sabbat van die Here. Wat julle wil bak, bak dit. En wat julle wil kook, kook dit. En berg vir julle alles wat oor is, om dit te bewaar tot die môre toe. En hulle het dit geberg tot die môre toe, soos Moses beveel het, en dit het nie bederwe nie, en daar het geen wurms ingekom nie. Toe sê Moses: Hier is vandag, want dit is vandag die Sabbat van die Here. Vandag sal julle dit nie in die veld kry nie. 6 dae lank moet julle dit insamel, maar op die 7de dag is dit Sabbat, dan sal dit daar nie wees nie. En op die 7de dag het van die mense uitgegaan om dit in te samel, maar hulle het niks gekry nie. Toe sê die Here vir Moses: Hoe lank weier julle om my gebooie en my wette te onderhou? Kyk, omdat die Here julle die Sabbat gegee het,
Daarom gee hy julle op die 6de dag brood vir 2 dae. Laat elkeen bly waar hy is. Laat niemand op die 7de dag van sy woonplek af weggaan nie. So het die volk dan op die 7de dag gerus. En die huis van Israel het dit man genoem, en dit was wit soos koriandersaad, en dit het gesmaak soos heuningkoek. Verder het Moses gesê, dit is die saak wat die Here beveel het. 'n omer vol moet daarvan bewaar word vir julle geslagte, dat hulle die brood kan sien wat ek julle in die woestyn laat eet het, toe ek julle uit Egipte land uitgelei het. Moses sê toe vir Aaron, neem 'n kruik en gooi 'n omer vol manna daarin, en sit dit voor die aangesig van die Here neer, om dit vir julle geslagte te bewaar. Soos die Here Moses beveel het, so het Aaron dit voor die getuienis neergesit om bewaar te word. En die kinders van Israel het die manna 40 jaar lank geëet, totdat hulle in 'n bewoonde land gekom het. Die manna het hulle geëet, totdat hulle by die grens van die land Kanaan gekom het, en 'n omer is 'n tiende van 'n eva.